Here, ek kan my net indink hoe dit in die hemel op die oomblik is, en as ons lees in Openbaring, dan staan daar die engele, en die wesens, en die oudelinge, buig voor U en sing, die heilig, You are holy, U is heilig vir altyd, en dit beteken U is anders, U is bo alles, en vir ons beteken dit baie, dat U weet, dat ons weet, U is 'n God wat onantastbaar 100% van die tyd, 100% heilig is, en met U kan ons praat, en U kan met ons praat, en op hierdie heilige oomblikke van vanoggend, wanneer die woord oop is, dan weet ons dat U Heilige Gees, die Gees van God, die Gees van Jesus wat lewe, is hy by ons en praat nou met ons. So Heilige Gees help vir my en help vir ons, dat ons sal konsentreer en sal luister, en hoor wat U vir ons wil sê vandag. Amen. So ek gaan so begin hier by Johannes 20, die storie gaan so. Die sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe en vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat. Ons weet nie waar hulle hom begrawe het nie. En Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. En toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook aangekom en hy het in die graf ingegaan. En hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. En die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. En daarna het die disipel wat eerste by die graf gekom het, ook aangegaan, en hy het ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan nie, dat Jesus uit die dood moes opgestaan het nie. Moet ons sien of ek nou alles gelees het. Goed. Nou wil ek begin hier te sê, toe ek nou bevind voorberei, en ek dink oor hierdie manne, en hierdie goed wat gebeur het daai dag, toe kom daar by my 'n gevoel van teleurstelling op. Ek is teleurgesteld in hierdie mense. Die eerste ding wat ek teleurgestel is, ek sê hulle is 'n totale no-show gewees. Hulle afwesigheid. Mense nou dink as jy met Jesus saam geloop het, dat die disciples, ten minste een van die 11 of al 11 van hulle, daar voor dagbreek, of miskien het hulle uitgekamp, as ek daar was, so ek Saterdag aand al uitgekamp het daar, en na die Sabbat gebreek het, en gesê, wel, Jesus het gesê, hy gaan op die derde dag opstaan, so ons moet hier wees as hy opstaan, dat ons saam met hom kan, wat ook al gaan doen, wat hy gaan doen as hy opgestaan het. Niemand was daar nie sy ma was daar nie een van die vrouens wat hom gevolg het nie, niemand nie. So dit is vir my 'n teleurstelling as 'n mens moet dink, hulle het saam met hom geloop, en hoe verkeerd het hy nie vir hulle gesê nie. Hoor jy, ek gaan opstaan. Hoor gou wat hy sê so, Matteus, hy sê, kyk, ons gaan nou na Jerusalem toe, dis op pad na die kruisiging toe, en daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en die skrifgeleerdes oorgelewer word, en hulle sal hom tot die dood veroordeel, en hom aan die heidene uitlewer, en die sal met hom spot, en hom spoeg, en hom slaan, en hom doodmaak, en 3 dae later sal hy uit die dood het opstaan. So ek sê, ek is teleurgesteld dat niemand daar was, om vir hom te wag om op te staan nie. Ok, so kom ons gee dit vir hulle dalk nie lekker daaroor gevoel nie, maar die tweede ding wat vir my teleurstel, is dat daar geen afwagting was nie. Want, hoor wat staan daar, Markus, toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena aan Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop, a waste of money, om die liggaam daarmee te gaan balsam, as hulle verwagting gehad het. Sondagmôre vroeg, sê Johannes, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe, gaan na Simon Petrus toe, na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle, die Here het die graf uit weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Ek sê, hulle het geen verwagting gehad nie. Kan jy indink, hulle sit almal daar saam op 'n plek, en Maria en Salome en Maria, die ma van Jakobus, sê, ons gaan na die graf toe. Die disciples, so ek dink, sê, wel, ons stap saam. Nee, ek dink wat gebeur, nou lees ek binne in die Bybel in, wat nou nie gesê, dis wat in die Bybel staan nie.
Maar ek dink Petrus sê, ons gaan 'n bietjie inlê, want ons het so 'n moeilike naweek gehad. Ons gaan nie nou nog moeite doen om graf toe te loop nie, want hy's dood. Daar was geen verwagting gewees nie. Maria Magdalena kom daar en sy teruggehardloop en dan die woorde wat sy vir hulle sê, is die volgende: hulle het hom weggevat. Sy het geen ding het by haar geklik om te sê, maar hy het mos gesê hy gaan uit die dood uit opstaan. Nou. Paar weke terug toe ons op pad Jerusalem toe was, het hy vir hulle gesê, ek gaan net uit die dood opstaan op die derde dag. Dis wat gebeur het nie. Hy het geen verwagting gehad nie. Sy koop klomp olies en om hom te gaan balsem. Daar was geen verwagting nie. My teleurstelling is in Petrus. Petrus wat veronderstel is, Jesus het hom gesê, as ek doodgaan en ek gaan terug hemel toe, gaan jy die leierskap van die kerk oorvat. Hier staan die leier van die kerk waarvan ons deel is, en Maria kom aangehardloop en sê vir hom, die graf is leeg. My verwagting sou gewees het, dat hy gesê het, natuurlik sal die graf leeg wees. Want Jesus het gesê, hy gaan opstaan. Maar dit het nie gebeur nie. Hulle het geen verwagting gehad nie. Nee, wat gebeur? Hoor nou, Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop om eers by die graf aan te kom. Nou die ander disipel is natuurlik Johannes wat hierdie gedeelte skryf. As hy toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Dit is so 'n bietjie 'n komiese ding. Johannes skryf hierdie brief en hy sê, hoor jy, twee van ons het gehardloop en ek het eers daar aangekom. Dit is net so 'n tikkie grappie daar binne in. Hoekom is dit nodig? Wat maak dit saak dat jy eers daar aangekom het? Maar hy sê, hoor jy, ek het gehardloop, maar ek het eers daar aangekom. Maar nou gebeur daar 'n ding, as jy nou die Grieks sal verstaan. En nie dat jy hoef nie, ek ook nie, ek verstaan dit ook nie. Maar daar's 3 woorde wat Johannes in ons taal skryf in Afrikaans, en 3 keer praat hy van hulle het gesien. Maar toe Johannes dit geskryf het hy in die woorde wat hy geskryf het, iets probeer verduidelik van wat het hulle gesien. Want hy gebruik elke keer 'n ander woord, wanneer hy praat oor sien. Die eerste keer sê hy, die gebruik hy die Griekse woord blepo, en dit is soos Johannes het nou aangehardloop gekom, en ek dink hy het nou so gekom, en hy het net so by die graf kom staan, en hy het so ingekyk, en hy het waargeneem, hy seker maar, soos hy gehardloop het daar aangekom, en gesê, wel ek neem waar, en wat neem hy waar? Die graf is leeg, en hy sien 'n klomp doeke daar lê, dis die eerste ding wat hy sien. So, gaan vir my, moet ek gou daai lees, het ek iets mis, gaan vir my net na die nog aan, daar sê. Ek het nou 'n stuk gemis wat ek gelees het, ek sommer vir julle vertel het. So as julle nou wil weet wat ek gemis het, is vers 6, 7 en 8. Gaan lees dit nou by die huis, en sê, dit het ek nou gemis toe hy dit gelees het. Maar eintlik het dit maar net daaroor gegaan, hulle het daar aangekom en hy het gesien, die doeke is een kant. So die Griekse woord wat hier gebruik word, is blepo. Dit beteken, hy het net notisie geneem van wat aangaan. Hy het gesien, die graf is leeg. En nou kom Petrus daar aangehardloop. Maar Petrus, soos Petrus is, stop nie by Johannes nie. Hy hardloop reguit verby hom. En dan skryf Johannes die volgende, hy sê die Griekse woord theoro, en ons die woordjie theater kom daarvan af. To observe something, and attention often with implication of to observe something unusual. So hy skryf eintlik die ding wat gebeur het met Johannes, is dat met Petrus, toe hy in hardloop, toe sien hy met verbasing. Jy sien ons baie keer as jy iets kyk, kan jy sien hoe mense verbaas is oor wat hulle sien. En dis wat Johannes skryf, Petrus hardloop in, en hy sien die doeke lê daar, en Petrus sien verder, hy sien dat die een doek wat oor sy kop gedraai was, is netjies opgevou een kant. So hy neem waar, en hy is verstom. Jy sien die verstomming op sy gesig. Hy beskryf dit deur hierdie woord. Dan die derde keer wat hy die woord sien gebruik hy die woordjie oida, en this is to perceive, to notice, to discern, or to discover, and to come to understand as the result of the perception. So wat sien hy? Hy sien iets, en jy sien dit baie keer, sê julle dit ook in Afrikaans, nou sien ek dit in. En dis presies wat gebeur het. Hy sê, nou sien ek dit in. Wat ek nou sien hier, is doeke, wat hier lê, en daar lê die doek opgevou, en Jesus is nie hier nie, en dan staan daar, en Johannes het geglo. So
Sover ek weet, is dit die eerste persoon wat geglo het dat Jesus het opgestaan. So nou skryf hy, toe hulle nou daarvan af terug gaan, sê hy, hulle het nog nie die skrif verstaan nie, want Jesus nog nie uit die dood het opgestaan, so ek dink Johannes het dit stil gehou, hy het gesê, aha, nou verstaan ek, Jesus het opgestaan. Nou, as jy nou teruggaan na daai gedeelte, toe jy gelees het nou, wat vers 6, 6 en 7 en 8, wat jy moet gaan lees by die huis, wat ek vergeet het om nou te lees, praat hy baie oor die doeke. Elke keer sê hulle het die doeke, die linne doeke gesien, waarmee Jesus toegedraai was. Dit is 'n belangrike ding, wanneer die hele prentjie, want hy hou aan daarna wys, 3 keer verwys hy na die doeke en die linne doeke. Nou, miskien moet ons net gaan kyk hoe Jesus begrawe is, dan gaan julle meer verstaan. Net na Jesus dood is, het 2 van die Joodse leiers, die godsdienstige leiers, wat deel is van die Joodse raad, deel van die ouens is wat hom ter dood veroordeel is. Ek sê nie, hulle het ja gestem nie, maar aan die einde van die dag het Nicodemus en Josef van Arimathea, Josef en Nicodemus was nog 'n fariseer, hulle het so geraak gewees deur die dood van Jesus, dat hulle sê, ons wil hom hê, ons gaan hom nie los, dat hy daar lê nie, ons gaan nie los dat die honde hom opeet nie, en dat hulle sommer net in 'n gat gaan gooi nie, ons gaan hom afval en ons gaan hom begrawe, en hoor hoe het begrawe hom. Nicodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. Nou moet jy net gou dink, mirre, waar het jy al daarvan gehoor? Die wyse manne, nee, hulle het na Jesus mirre toegebring. Mirre is 'n manier waar jy jou mense vir 'n begrafnis gesalf het, om die lijk langer te behou. Hulle het die liggaam van Jesus geneem, en met die geurolie behandel, en in doeke toegedraai, soos die gebruik van die Jode was, om iemand vir die begrafnis uit te lê. Nou wat was die gebruik? Die gebruik was dood eenvoudig, dat wanneer jy iemand se lijk kry, en hulle glo iemand dadelik, dis voor die son nog sak, moet daai persoon begrawe word, dan sou hulle die lijk afgewas het met warm water. Toe dink ek, maar as jy met Jesus afgewas het, waar het jy afgewas? Hoe die rug nie gelyk nie. Al die bloedstukke wat daar agter was, waar hulle hom stikkend geslaan het, is mooi skoon gewas. En toe het hulle hom gevat met die mirreolie en alwyn, het hulle hom gesmeer, en toe het hulle met doeke toegedraai. Nou, as jy gaan kyk hoe Lazarus gelyk het, dan dink hulle het dieselfde toegedraai as Lazarus, hulle het die hande toegedraai, seker maar tot hier, en had hulle die hande toegedraai, en had hulle die voete toegedraai, met sulke linne stroke, hulle die linne doek in sulke stroke gesny, en dan hom toegedraai met dit. En dan het hulle alwyn, julle wat nou alwyn ken, alwyn is 'n taaierige gom, so is 'n taaierige iets, so hulle het die alwyn oor dit gesmeer, en dan alwyn het hard geword, die gom het hard geword, wat hulle oor dit gesmeer het, sodat hulle die liggaam so lank as moontlik kan bewaar. So dit is 'n harde ding wat om dit gaan. En dan het hulle tot hier toegedraai, die liggaam op toegedraai met hierdie linne doeke, en dan het hulle die kop toegedraai, en hulle noem dit 'n sudarium, 'n spesiale doek net vir die kop. So hulle het baie moeite gedoen om Jesus voor te berei vir die begrafnis. Nou, hoekom vertel ek jou die detail? Want as jy by die graf ingehardloop gekom het, en jy dink hulle het Jesus gesteel, dink net vir 'n oomblik, as jy 'n lijkdief is, as jy 'n Jesus dief is, en jy kom steel Jesus, om te sê, hoor jy, ek gaan eers al die doeke afrol, en dit is so hard met die alwyn, ons kap het los, en ons rol het eers alles af, en dan hardloop jy uit met die lijk, en dan stop jy een ou, sê nie, wow, ek gaan net gou die doekie opvou, voordat ek hier uitgaan. Not, het gaan nie gebeur nie. As hulle die lijk sou gesteel het, sou hulle die lijk gevat het, net soos wat hy was. Het is eintlik baie makliker gewees, en hy sou beter geryk het in elk geval. So net die doeke, en dis hoekom ek dink Johannes so baie klem lê op die doeke, toe ons sien, die doeke is daar, toe besef ek, maar is net een manier, hoe hierdie doeke hier kan lê, hy moes opgestaan het, niemand kon hom gesteel het nie, en is amazing as jy nou die detail gaan lees oor die doeke, die linne doeke wat so om hom gedraai het een kant gelê, en dan voor Jesus uit die graf uitgaan, dan vat hy die sudarium, en dan vou hy dit netjies op. Dit is my so, of hy attention to detail het. So kom ek vou die ding op, gaan my net neergooi nie. So jy kan dit gebruik vir jou kinders in hulle kamers, né? En sê, hy vou ook sy klere op, hy het alles opgevou, hy sê nie net alles op die grond neergegooi, hy het net netjies gemors.
Maar nee, so Jesus het detail. Die Bybel is so detail. So die linnedoek moet vir ons al klaar sê, hy lewe. Nou kom ons gaan aan met die storie. Maria het buite die graf bly staan en huil, en terwyl sy huil het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk, en toe sien sy 2 engele met wit klere aan, en daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop was en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? En sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het, en ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. En nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? En sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy vra vir hom, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Sy gaan hom in elk geval nie kan gedra het nie. Maar Jesus het vir haar gesê, Maria, sy dra hom toe en sê, sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, en dit beteken leermeester. En Jesus sê toe vir haar, moenie my vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God toe, wat ook julle God is. En Maria Magdalena het toe vir die disippels gesê, ek het die Here gesien. Jesus, wat Maria gehad het, sy kom uit, Petrus hulle saam met haar daar, een van die rede loop hulle net, los haar net daar so, sy staan daar by die graf en sy huil. En dis die amazingste van God, hy is so genadig, dan stuur hy vir haar 2 engele, en die 2 engele sê vir haar, waarom huil jy? Sy sê, maar ek soek vir Jesus. Maar hy sê, maar Jesus is nie hier nie, dan glo sy nog steeds nie, hy sê, glo nie, dat die 2 engele vir haar sal sê, Jesus is nie daar nie. Dan draai sy om, en dan sien sy, dan kom Jesus self, en hy sê, dis die genade van God. Hy sê vir ek is hier, ek leef. En dan gaan sy na die disciples toe, en dan kom ek weer terug na die teleurstelling toe. Ek is teleurgesteld in hulle, want hulle was afwesig. Ek is teleurgesteld, hulle het geen verwagting gehad nie. Ek is teleurgesteld in Petrus, want hy het nie opgestaan en gesê, hoorie, kom ons vat net hierdie ding vas. Jesus leef. En dis hoe Jesus gevoel het. Want daai selfde aand, kom hulle by mekaar, daardie Sondag aand was die disippels by mekaar, en alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom, en tussen hulle daar gaan staan, en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nou vertel Markus die storie, hy sê, later het Jesus aan die 11 self verskyn, terwyl hulle aan die tafel was. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Lukas vertel die storie so, hy sê, hulle het geweldig geskrik en bang geword, en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik, en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete, dis tog ek self. Voel aan my en kyk, 'n gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. En toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle iets om te eet? Toe dink ek, as ek hierna kyk, dan dink ek vir myself, maar hulle het alles beleef. Hierdie disippels het beleef hoe mense uit die dood het opgestaan het. Hulle het gesien toe Lazarus uit die dood het opgestaan. Hulle sien vir Jesus self. Hulle sien die graf is leeg. Die doeke lê daar. Hulle sien dit met hulle oë. En hulle sukkel nog om te glo. Hoe sal ek en jy dan glo? Hoe moeilik gaan dit wees vir die wêreld om te glo en te sê, maar hoorie, Jesus het regtig opgestaan. Hoe gaan ons die storie vertel? Hoe gaan ons dit oordra aan mense wat sukkel om, selfs hierdie mense wat sukkel om te glo? So ek dink die impak van Jesus gaan ons help. Want ons praat oor Jesus se lewe van impak. Die eerste ding wat ek wil sê rondom die impak van Jesus is die transformasie van die disippels. Daar was 'n totale verandering. Julle sien hierdie bang mense. Ek het nou net gelees, toegesluit agter deure, verskrik, weet nie wat gaan gebeur nie. 7 weke later, op Pinkstersondag,
word die Heilige Gees uitgestort. En daai selfde Petrus, wat in die graf ingegaan het en nie geglo het dadelik nie, daai selfde Petrus is so getransformeer, dat hy opstaan en duisende mense sit voor hom, en dan sy boodskap is eenvoudig dit, ons het dit gesien, Jesus was dood, en ek het met my eie oë gesien, hy lewe, en dis die persoon wat vir jou redding sal bring, dis hoe jy versoen word met God, daar's geen ander manier nie. Daai selfde Petrus is so getransformeer, dat hy nie kan stilhou nie, en 3000 mense kom tot bekering op daai oomblik, en daar staan daar, en elke dag het daar nuwe mense tot bekering gekom, as gevolg van dit wat die disippels, Johannes en Petrus, en al die ander disippels gaan vertel het, hierdie mense is getransformeer. Petrus kon jy nie stilhou nie. Kyk, hy was iemand wat baie vinnig gepraat het, voor hy gedink het. Maar na hy die Heilige Gees gehad het, hy kon nie stil bly nie. Daai selfde Joodse raad wat vir Jesus gearresteer het, arresteer hom ook. En dan sê hy die volgende vir hulle, dis onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. En dit was Petrus se downfall ook. As ek nou dit as 'n downfall kan noem. In 68 na Christus is hy in Rome in die tronk en hy kan nie stil bly nie. Hy hou aan praat oor Jesus wat opgestaan het uit die dood en wat ons sondes vergewe het en wat lewe. En dan op 'n stadium sê hulle wel, hulle gaan hom doodmaak. En sê hulle gaan hom kruisig. En dan sê die oorlewering sê, hy het net gesê, julle kruisig my nie soos Jesus nie. Draai my om, want ek is nie waardig om te sterf, soos my meester gesterf het nie. Die transformatie van daai disippels, 9 uit die 10, van die ander 10 wat nou oorgebly het, 9 van hulle het almal 'n marteldood gesterf. Ons weet nie hoe Johannes dood is nie, ons weet net hy het oud geword en dalk het hy van ouderdom dood gegaan, maar die ander 9, saam met Petrus 10, hulle almal het op 'n stadium 'n marteldood gesterf. Want jy kon hulle nie eens stil hou nie, nie iemand het stil gebly nie. Hulle is so getransformeer, dis vir my die bewys van die opstanding van Jesus. As jy ooit met twyfel daaraan, en mense sê, maar hoe kan jy dit bewys? Dis die bewys. Hoekom sal 11 manne, wat ongeleerd was, vissermanne, tollenaars was, een was 'n deel van 'n terroristeorganisasie, hulle is nie een opgeleide in die geloof of die godsdienst van die Jode nie, hierdie ouens kom, en hulle word so getransformeer. Paulus is 'n voorbeeld. Paulus was daar, ergens toe Jesus gekruisig is, en opgestaan het, ek weet nie hoe jonk was hy, hoe oud was hy toe nie, maar hy moes daar gewees het, by Gamaliel, sy leermeester, en later besluit hy, ek gaan hierdie ding stop. Hier is nou sommer net nonsens dat hierdie ouens so vertel van Jesus. Ek gaan hulle almal arresteer en ek gaan hulle tronk toe vat en hy kry 'n brief en hy sê ek gaan Damaskus toe en ek gaan hulle daar uithaal en ek gaan hulle terugbring Jerusalem toe dat hulle verhoor kan word, want hierdie ding moet nou stop. En op pad Damaskus toe, ken julle die storie, dan stop iemand hom en dan is daar 'n lig uit die hemel uit en dan is daar 'n stem en dan sê Paulus, maar wie praat met my? Dan sê hy, dis Jesus, die een wat jy vervolg. Paulus het daarna radikaal omgedraai. Daai selfde fanatiese vervolging het omgegaan in 'n fanatiese vertel van wie Jesus is en dat hy opgestaan het en dat hy leef. Julle kan gaan lees oor Paulus se briewe, alles wat hy skryf oor die opgestane Jesus. Paulus is 'n bewys daarvan. Die geskiedenis is 'n bewys daarvan. Ons het die geskiedenis, julle kan gaan lees oor die geskiedenis. As jy 'n boek wil aflaai, the Blood of the Martyrs, by Churchill het dit geskryf, Churchill die een van Engeland, hy is van Engeland af hierdie ou, maar hy is 'n historikus en hy het hierdie ding mooi gaan neerskryf van wat daar aangaan. En dit is ongelooflik as jy die storie gaan lees, hoe die kerke daarna aangegaan het. En dit het oral was daar kerke. Toe Paulus op 'n stadium in een van sy sendingreise begin het, 14, 15 jaar nadat hy tot bekering gekom het, toe kry in elke dorpie kry jy Christene, in Turkye en in Griekeland, en in Italië, en Spanje, oral was daar Christene. Die kerke het oral versprei, en dit was nie in 'n maklike omgewing soos hierdie nie. Mense is doodgemaak, by die duisende van hulle doodgemaak, vervolg, en ten spyte daarvan groei die kerk. En ek sê vir myself, as hierdie ouens, ongeleerde ouens,
as dit nie waar was nie, sou dit in 'n paar weke daarna dood gewees het. Dan sou dit stil gewees het, hulle sou 'n maande, dit sou nie jare gevat het, dit sou nie so versprei het nie. Dit is 'n bewys vir ons, dat die Jesus het regtig opgestaan. Die derde impak, en dis wat ek wil hê ons moet die laaste rukkie op fokus, maar wat is die impak vir jou? Wat se impak het Jesus se opstanding vir jou? Is goed om te weet, dat die doeke lê daar, dis netjies opgevou. Ons is goed om te weet dat Johannes en Petrus nie geglo het aanvanklik nie. Is goed om te weet dat ek teleurgestel daarin is. Is goed om te weet dat die wêreld verander is deur Jesus. Maar wat beteken dit vir jou? Is jy verander? Kom ons hoor wat dit vir jou beteken. Die eerste ding is, jy het die ewige lewe. Die feit dat Jesus leef, beteken as ek in hom glo, dat ek ewig sal leef. Daai selfe Petrus wat so bang was, en wat nie geglo het nie, skryf hierdie. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk. Jy kry die geskenk, dis 1%. Deur die opstanding van Jesus, die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En nou het ons 'n lewende hoop. Hoe lyk die hoop waarvan ons die ewige lewe? Dis onverganklik, dis onbesmet, dis onverwelklik. 'n erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Dis iets om na uit te sien. Dis om te sit om te sê, maar die opstanding het 'n impak in my lewe. Dit beteken ek het 'n geskenk gekry van nuwe lewe. En dis ook die tweede belangrike ding van die opstanding vir jou en vir my is, daar's 'n nuwe identiteit. Ons het 'n nuwe identiteit. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dis alles die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. Paulus skryf op 'n stadium, deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. En aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons ook sekerlik een wees met hom in sy opstanding. Jy en ek, wat sê ons glo, die impak van die opstanding op ons, is dat ons kry 'n nuwe identiteit. Jou identiteit wat jy kry as jy sê, ek glo in God, is kind van God. Dis jou nuwe identiteit. En ek het Vrydag dit gesê, ons word baie maklik gedefinieer. Ons definieer ons baie maklik self. Ons gee vir ons 'n identiteit van mislukkings, sondaar, sleg, gaan dit nooit maak nie. Maar as jy in Christus is, het jy 'n nuwe identiteit. En dan word jy nie meer geïdentifiseer met jou mislukkings en sondes van die verlede nie, want dit is vergewe. Jy het 'n nuwe doel, en jou doel is nou om Christus na te volg. Jy word nie jou identiteit lê nie in jou status nie, en jou wêreldse posisie nie, en wie jy ook al is nie. Jou identiteit lê daarin, dat Christus gekom het en gesê het, jy is 'n nuwe mens. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die derde ding wat gebeur, en dis 'n amazing ding wat gebeur, is dat jy kry oorwinning oor die sonde. Paulus skryf, Jesus het gesterwe, en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy, en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou, dat julle ook vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus. Ons het die hele eerste kwartaal baie daaroor gepraat. Jy en ek, het die vermoë om ons te gedra. Ons het ons gesê, as jy wil graag hê jou kind met hom gedra, of haar gedra, en daarom leer jy jou kind hoe om homself te gedra. Jy leer hulle, en sê, hoorie, as jy buite in die straat loop, of by mense gaan kuier, wees vriendelik, sê asseblief, sê dankie, moenie ons naam ruk nie. Nou ek sê, ons as kinders van God, het die keuse, het die vermoë, om ons te gedra, soos kinders van God. So ons kan vir sonde nee sê, want sonde is oorwin. So as jy sukkel met een of ander sonde, en ek sukkel met een of ander sonde, dan kan ek vanoggend sê, ek het die vermoë om nee te sê. Here sê, geen versoeking wat te groot is sal oor jou kom nie. Jy het die vermoë om te sê, ek kan oorwinning kry oor die sonde. So ek weet nie wat is sonde, ek weet waarmee ek struggle, maar waarmee struggle jy? Vanoggend sê die Bybel, sê die opstanding,
Jy kan oorwin daaroor kry. Jou oorwinning lê in die opstanding. Jy kan by God gaan sit en sê, Here, ek sukkel met hierdie sonde. Maar op grond van die dood van Jesus, is ek nou dood vir hierdie sonde. Noem hom by die naam. En kan ek opstaan? En kan ek dit oorwin? Want U het dit oorwin. En dis 'n lewenslange stryd. Onthou julle, ek het so 'n grafiek gehad en gesê, voor Jesus het jy verlore, dan ontmoet jy Jesus, so jou posisie voor Jesus is klaar nie. Jy hoef nie te werk om 'n kind van God te word as jy glo nie, maar aan die ander kant is jy besig met jou proses van heiligmaking, en dit is 'n op en af groei. Dan as jy daar, dan as jy sukkel jy weer met sonde, dan oorwin jy dit weer. Dis die pad na finale heerlikheid saam met die Here. Dis is 'n pad wat elkeen van ons loop. En dan 'n amazing ding. Die impak van die opstanding vir jou en vir my is dat jy 'n nuwe verhouding met God kry. Onthou die vorige verhouding wat hulle met God gehad het, die Jode met God gehad het, God bly in 'n tempel. En jy gaan sien hom so af en toe daar, as jy eenmaal 'n jaar gaan die hoëpriester daar in, en dis dit. En so af en toe doen jy 'n offer by die priester en by die tempel, en die verhouding met God was op 'n afstand, en hulle het ook geglo, God hou jou dop van 'n afstand af. Ek het so groot geword. God is watching us. En ek het groot geword, ek weet nie, julle het beter as ek groot geword, seker. Ek weet nie wie se skuld was, ek dink nie my ma nie, maar ons het in so 'n era groot geword. Dat die Here gaan jou nie, hy wil jou straf. Maar hoor jy het 'n nuwe verhouding na die opstanding. Hoor jy wat staan hier? Broers, ons het net deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit is op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel deur sy liggaam. Ek het vir julle gesê, 'n Vrydag, die gordyn wat tussen die allerheiligdom van die tempel was en die heiligdom is middeldeur geskeur en is van bo af geskeur. Dit is asof God se hande dit so gevat het en dit geskeur het en gesê het, dis klaar, die ou manier van aanbidding is verby. Daar's 'n nuwe manier van aanbidding verby wat nou kom, en dit is deur die bloed van Jesus. Dit is amper asof hy 'n rooi tapuit uitrol na die heiligdom en sê, stap, jy kan so toe kom. Jy's vry om na God te kom. Hoekom? Want jy's sy kind. Jy's vry om vir God wat in die heiligdom sit en wat oor die hele aarde regeer, Vader te sê. Jy kan nie 'n afspraak maak. Jy het nie nodig om 'n afspraak te maak. Sê, ek weet die Here is nou besig met al die moeilikheid in Oekraïne en daar's ander moeilikheid in Amerika, dink ek nog. Hou hom nog aan meer besig met al die drama wat daar aangaan. Ek kan nie nou pla met my goed nie. Jy stap en sê, Pa, Vader, Abba Vader, ek wil graag met U praat oor wat ek wil praat. Jy het vrye toegang tot in die heiligdom. Selfs as jy na hom toe kom, en Johannes sê dit, as jy jou sondes bely, is getrou en regverdig om dit te vergewe en jou te reinig van alle ongeregtigheid. Hy herstel jou posisie asof jy nooit gesondig het nie. Daarom kan jy instap in die heiligdom. Daarom kan jy by God kom staan. Deur die bloed van Jesus het ons vrye toegang tot in die heiligdom. Jy het 'n nuwe verhouding met God. Dis wat die impak van die opstanding vir ons is. So wat hoor ek? Dat die opstanding is die hoeksteen van ons geloof. Paulus skryf op 'n stadium, as daar nie 'n opstanding was nie, dan is ons seker die miserabelste persone, die most miserable people on earth, as daar nie 'n opstanding was nie. Want dan is ons geloof, dan is dit waarmee ons besig is, nutteloos. So die hoeksteen, die bron van ons hoop, die bron van ons toekoms, lê in die opstanding. Die tweede ding wat ek hoor, is dat die graf is leeg. Julle kan maar gaan kyk, ons was daar, ek was daar, daar's niemand daar nie, ek het gaan kyk oral, elke hoekie, noekie, daar's niemand nie, die graf is leeg. Jy sukkel om daarin te kom, om alleen daar te wees, gewoonlik duisende mense daar, maar die graf is leeg. Jy kan nu opstaan vandag en sê, as jy vandag hier uitstap, kan jy na Mohammed se graf toe gaan, nie vandag nie, maar jy kan so te vlieg as daar plek kry. Jy kan kyk waar Krishna vergrawe is, vir as en sy goeders, jy kan gaan kyk waar lê Boeddha. Maar gaan kyk waar is Jesus. Daar is nêrens 'n graf nie, die graf is leeg. Die tweede ding wat ek hoor vandag, dat nie net die Bybel is 'n getuienis daarvan nie, die geskiedenis is 'n getuienis daarvan,
Want hierdie manne wat eintlik nie die ideale getuies was nie. Ek dink ek sou as ek 'n onderhoude gevoer het vir getuies oor die opstanding hulle gekies het nie. Want dit was mense wat niks aansien gehad het nie. Miserabele, eenvoudige, ongeletterde vissermanne, soos ek net gesê het. Maar hulle het die getuienis so ver gevat, dat hulle die hele Romeinse Ryk oortuig het, dat in 313 Constantijn tot bekering gekom het, en 380 Theodosius gesê het, van nou af sal die Romeinse Ryk se godsdienst Christene wees. So impak het daai klein groepie onbelangrike mense gehad. Daar was iets agter dit. Jesus het geleef. Dis. Die volgende ding wat ek hoor, is die impak wat het op my het. En nou is die lewensbelangrike vraag, wat jy moet antwoord en ek moet antwoord is, wat Maria en Martha moes antwoord, nadat Jesus uit die dood het opgestaan, Lazarus uit die dood het opgestaan het. Hoor wat sê Jesus vir hulle, toe sê Jesus vir haar, en hierdie is die belydenis wat ek wil hê, jy moet saam met jou vat. Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Nou is die vraag, wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. So almal van julle wat iemand aan die dood al afgestaan het, wat in Christus is, lewe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En dan vra hy vir haar, glo jy dit? So hoor wat sê die boodskap van die opstanding vir ons. As jy, Jesus is die opstanding in die lewe. So as jy glo, dan lewe jy, al sterwe jy ook. En die vraag wat ek vra is, glo jy dit? En dis die vraag wat jy met huis toe mee gaan en met jouself gaan worstel. Glo jy dit? Glo jy vanoggend om te sê, die opstanding was reëel? Dis nie net omdat ek so groot geword het nie. Dis waar, dit het gebeur. En glo jy dan, dat jy ook in Christus lewe? Kom ons bid. Here, ek glo dit, en dis wat my hele lewe omdryf, en ek dink elkeen van ons wat hier sit sal sê, ja. Miskien sit hier iemand wat sê, ek het nog nie daai punt bereik waar ek dit kan glo nie. Ja, ek hoor dit en ek hoor ek lees daarvan en ek hoor mense sê dis waar, maar ek het dit nog nooit beleef nie. Hier is daar so iemand hier is, dan vra ek dat jy in hom en haar en sy hart sal werk. En vir hulle sal nie uitlos tot hulle by 'n punt kom om te sê, ek glo dit. Dis vir my ook, want dis gee vir ons lewe. Dit gee vir ons die ewige lewe. Dit gee vir ons oorwinning oor sonde. Dit gee vir ons 'n nuwe identiteit. Dit gee vir ons 'n nuwe verhouding met U. Waar ons nie hoef bang te wees om na U toe te kom nie. U sê, ek vergewe jou sondes en ek reinig jou van alle ongeregtigheid. Hoe anders kan ons dan nie, as om maar net na U toe te kom nie. En Here, ons wil kom vra dat U ons sal help, om te lewe as mense, wat in opstanding glo, en wat lewe vir U, wat gehoorsaam is aan U, wat ook wil vanoggend sê, op baie vraag, glo jy dit? Ja, ek glo dit. Amen.